Goeienaand broers en susters, welkom in die huis van die Here. Ja, nee, ons is net werklik waar dankbaar en opgewonde oor alles wat die Here vir ons doen en die manier wat die Here dit op ons harte lê om uit te dra. Dis regtig net 'n voorreg en 'n eer om God so te dien, om te weet die Here het 'n plan, uit 'n doel met elkeen van ons se lewens. Daar's niks by die Here wat ons nie kan doen nie, wat hy nie met ons kan doen nie. En ja, ons is dankbaar, ons is regtig opgewonde. En vandag, ekskuus tog, ek sit en wonder en dink, Here, wat is op je hart vandag? Wat wil jy op my hart lê? Wat is die gedagte? Wat moet ek uitbring? En dit kom net by my op. Wat doen ons werklik waar vir die Here? Hoeveel doen ons vir die Here? As ons net gaan stil sit en dink, al die beloftes en alles wat die Here vir ons gee, en wat die Here vir ons doen, en die Here doen dit verniet vir jou. En vir my, ek meen, dis nie laat, enigstens laat die Here sê, nou skuld jy my iets nie. Al wat die Here vra is, gee net jou lewe vir my. Want God is so lief vir ons, dat ek glo nie 'n mens kan besef die liefde wat God in sy hart vir ons het nie. En wat die Here net nie alles vir ons sal doen nie. Weet jy, wat ek en Karel wat sy nou dag vir my weer eens sê, dit, van dat ons dit nou beoefen, en elke aand net gaan lê en dink aan die woord wat uitgegaan het, aan die Bybelstudie wat ons doen, en as ons dan gaan lê en jy dink daaraan en jy raak in die slaap, so in die heerlikheid van die Here, en die volgende môre as jy wakker word, dan jy word net in die heerlikheid van God wakker, want jou gedagtes, jou hart, alles draai om die Here, en dis waaroor dit moet gaan. Waaroor draai ons lewe? Draai ons lewe werklik waar om die Here? Waaroor draai ons lewe? Waarom draai ons lewe? Wat is ons einddoel in die lewe? Waarna smag ons? Waarna is ons verlange? Daar moet iets wees in jou binneste waarna jy uitsien na. Baie mense, as jy nou praat in die wêreld, sien dit na 'n hoër posisie, 'n beter salaris, meer sekuriteit, en miskien 'n beter huis, 'n beter kar. Daar's so baie dinge wat mense, en dis nie verkeerd nie, ek dink 'n mens kan werklik waar dit doen, maar die belangrikste in 'n mens se lewe is, wat is jou behoefte in die Here? Wat wil u wees vir die Here? Ek dink dis wat die Here vanaand op my hart lê is, wat wil jy wees vir die Here? Ek weet amper nie, want ek kan vir u sê wat ek wil wees. Ek wil net die Here tevrede stel. Ek wil net 'n seun van God wees. Ek wil net 'n kind van God wees. Ek wil dit doen dat die Here trots kan wees op dit wat ek vir hom gedoen het. En as ek vanaand gaan lê, laat ek kan weet, Here, ek het my beste gegee vandag. En partymal sien die mense die veral ek wat by myn was, en ek is heeltemal een kant op die myn, amper binne in die wildtuin. So ons sien eintlik bitter min mense, en al my werkers weet dat ek is 'n kind van die Here, en ek deel met hulle partymal die dinge van die Here. Want almal is besig aan masjiene en goeder, so jy kan nie regtig met hulle gaan staan en gesels nie, want hulle is bo op walle en goeders. En maar die uitreiking met die kruisloop, daar dis baie wat jy Karen is eintlik die een wat die vrymoedigheid het om met 'n persoon te gaan gesels se goed. En dan sal ek met die kruisloop, en as mense gebed nodig het, dan bid ons saam. En sodra ons die evangelie van die Here uit. Maar wat wil jy wees? Ek wil net hê die Here moet trots wees op ons. Net trots om te dink dat as die Here
in ons harte kyk en hy sien dit wat jy doen, dat die Here ook 'n glimlag kry en sê, dankie vir my kinders. Laat hulle my evangelie uitdra, laat hulle oor die woord van my praat. Want jy weet, op die einde van die dag behoort niks aan ons, alles behoort aan die Here. Want hy sê, soos ons so kom by dit, so gaan ons weg. Maar die verskil as jy weggaan, dan moet ons gaan antwoord. Dit is nie, toe jy gekom het, dat jy gesê het, jy wil kom nie. Maar as jy weggaan, dat jy kan gaan antwoord en sê, Here, ek het alles gedoen wat jy op my hart gelê het. Ek het my beste vir u gegee. En ek dink, dis die belangrikste. Kom ons gee ons beste vir die Here. Ek dink gister se boodskap was, as 'n mens baie aandag aan 'n vrugteboom gee, genoeg water, kunsmis, en dan draai beter vrugte. En vanaand, hoe diep grawe ons in die woord van die Here. Hier soek ons werklik waar die woord van God in ons hart. Wil ons werklik waar die Heilige Gees versterk in ons binneste. Want hoe groei jy? Al wat ons kan groei is in die woord van die Here, deur die genade van Jesus Christus, met die Heilige Gees in ons. En so daardeur dan die woord uit te dra. En het is belangrik regtig net om die woord te lees en te besef dat daar so baie wat die Here eintlik vir ons wil doen. En wat God, dis met alle respek amper wat die Here van ons op 'n skoumbord wil gee en sê, hier's dit. Die prys is betaal. Dis gratis, dis joune. Kom ons vat by die Here en kom ons gaan doen iets wat die Here in ons lewens sit. Kom ons kom by die ou mense uit. Ek dink deesdae draai die ou mense baie in my hart, want ek weet, daar waar my skoolma is, daar's 'n tannie by haar wat geen familie het nie. Ek dink ek het dit al genoem, en sy sal net die hele dag so staar uit die venster uit en wag vir iemand, maar daar is niemand nie, want sy het nie familie nie, sy het geen familie nie, geen kinders nie, niks nie. Hoe eensaam moet dit wees om net by 'n venster uit te staar en daar's niks nie. En dan kom die gedagte by my op waar die vader op die stoep gesit het en gewag het vir sy verlore seun om terug te kom huis toe. En toe hom op 'n distansie gesien het hom ingehardloop en hom omhels. Ek dink dis wat ons vanaand gelees het in Genesis waar Esau Jakob toe hy hom sien, hom ingehardloop het, hom omhels het, hom gesoen het en hulle het geween, want wat mekaar 20 jaar laas gesien. My broers en susters, kom ons wees so, kom ons leer van Esau en Jakob. Kom ons vergeet van die verlede. Kom ons vergewe mekaar van die verlede. Want Esau het meer as genoeg rede gehad om vir Jakob kwaad te wees. Maar hy het nie eens daaroor gepraat nie. Hy was so opgewonde om sy broer na 20 jaar te sien. Hom omhels, hom gesoen, geween. Was so dankbaar dat sy broer lewe. Daar's familie. Daar's sy broers kinders, sy broers se vrouens. Die familie het aangegroei. Kom ons raak dankbaar en opgewonde in die dinge van die Here en kom ons moenie net ons ouers vergeet nie. Moenie net die ou mense dink jy 'n mens kan ure lank by ou mense sit en luister na wat hulle gedoen het toe hulle kinders was. Ek weet my ouma het altyd vir ons gesê, as jy sond gesak het op die plaas, dan het hulle gesit en dan het my oupa grootjie dan het hy die woord gevat en al die kinders het om die tafel gesit en die plaasvolk het in die sitkamer gesit en geluister na die woord, want dit is Bybeltyd. En kom ons kom terug by Bybeltyd, by boektyd. Dis nou tyd vir die Here.
Halleluja. My broers en susters, ek dink dis wat ek vanaand op my hart het. Kom ons wees lief vir die ou mense. Kom ons waardeer hulle. Kom ons luister na hulle. En mense sal verbaas wees as jy hoor wat het hulle deurgegaan om net 'n stukkie te hoor van die dinge van die Here. En die lewe wat hulle deurgegaan het, hoe God hulle genadig was. En dan waardeer mense die Here, as ek net dink aan Jakob en Esau. En ek raak opgewonde, want dis hoe groot ons God is. Amen. Halleluja, broers en susters. Baie dankie vir u wat ingeskakel het. Dankie dat u dit dalk aan die familie aanstuur. En vra hulle om dit subscribe, dink ek is die regte woord. En baie dankie vir elkeen wat inskakel, elkeen wat luister, elkeen wat die boodskap aanstuur. Mag die Here vir u seën, mag God vir u 'n seën wees, want dis wat die Here is, hy's net 'n blessing. Die Heilige Gees is net 'n blessing in mense se lewe. En ek is so dankbaar om te weet dat die Here is met ons en saam met ons. En as u nog nie werklik jou hart vir die Here oorgegee het nie, en gesê het, Here, ek wil ook daai verlange, daai opgewondenheid net binne my het om te weet, Here, dat as ek vanaand hier bed klim, kan ek met u gesels en ek kan na u stem luister. Dis so lekker, dis regtig, dis so lekker om 'n kind van die Here te wees. Halleluja. En as daar vanaand nou siekte of enige probleme, bekommernisse of wat ook al in die lewe mag wees, weet jy wat die Here sê, geef my jou juk en vat myne, want my juk is lig en die Here vat alles van ons skouers af. En die Here maak van ons vry mense, laat ons hom kan aanbid sonder enige kwale en stene en krene, en dat ons werklik waar net kan opkyk en weet, sê dankie Jesus vir die kruis. Dankie Here dat U volmaakte prys betaal het. Dankie Here dat ek weet, Here. Ek is volkome vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. En Here, U het gesê dis volbring. Dit beteken daar is geen uitstaande skuld nie, daar is geen uitstaande sonde nie. U het die volmaakte prys betaal. Die dag toe ons die aangeneem het as ons God en Saligmaker, het dit van ons lewens getel. En ons lewens is die boek van die lewe geskryf. Baie dankie daarvoor, Here, laat my naam in die boek van die lewe opgeskrywe staan. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vanaand. Dankie Here vir net hierdie doodgewone woorde, Here, dat kom ons wees dankbaar teenoor die Here. Here, kom ons onthou ons ou mense, kom onthou ons ouers. Baie sit miskien in ouer huise en baie maal was ons bitter lanklaas by hulle, want die hele lewe is net 'n gejaag, Here. En my gebed is vir Vader, laat ons werklik waar sal tyd maak om by ons ouers uit te kom. As ons nog ouers het, en die wat nie ouers het nie, wil ek bid vir die kinders, kom by u ouers uit. En waardeer jou ouers, want die woord sê, respekteer jou ouers, en jou dae sal verleng word. Weet jy, God is so, ek sê vir Karen, dis hoe God is. Die Here gee vir jou iets, en hy gee vir jou belofte as jy dit doen. My broers en susters, en my gebed vanaand is, kom ons gee vir ons ouers tyd, kom ons spandeer tyd aan ons ouers. En die Here sê, en ek sal jou lewe verleng. Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. Dis die woorde van die Here. Vader, hoe kosbaar is die woord. Baie dankie daarvoor, Here. Here, ek bid vanaand spesifiek vir ons ou mense. Laat U hulle sal seën en salf, Here. Hulle wat so alleen is en geen familie oor het nie, wil ek bid my God, dat die engele hulle sal toevou met die liefde. En Here, dat hulle sal weet, hulle is nie alleen nie, God is met hulle. Baie dankie daarvoor, Here. Vader, seën elke ene, elke broer en suster, elke seun en dogter. Weet dit dat die Here is lief vir u, met 'n onuitblusbare vuur van liefde wat God in ons binneste aan die brand steek.
Halleluja, ek loof en prys U, Here. Mag dit wees volgens U wil, in Jesus naam. Amen. Shalom my broers en susters, die Here seën vir U tot môre toe. Amen.